Goeiedag vriendinne, dis wonderlik om weer saam te kuier en al hoe meer te ontdek van die liefde waarvan Paulus in 1 Korintiërs 13 skryf. En soos wat ons meer van hierdie liefde sien en ontdek, beleef ons ook die roeping daarvan, die uitnodiging om nie net meer van hierdie liefde te wete te kom nie, maar om dit te word. Om 'n uitdrukking daarvan te word, om 'n akkurate refleksie en weerspieëling van God se koninkryk in my en jou leefwêreld te wees. As ons nog nie ontmoet het nie, my naam is Ansel en dis 'n heerlike groot voorreg om saam met my man Nagel Meiburg hier in Doxadeo tuinroete te kan dien. Welkom by die 4de sessie in ons journey met Korintiërs. Julle sal onthou hoe ons in die vorige sessie gesels het oor aanskou. Dis mos die eerste aksie of element van ons disippelskap proses om te groei in die liefde wat ons in Christus sien. Ons gebruik die gedig van 1 Korintiërs 13 om Jesus te aanskou. En so word ons verander om al hoe meer daardie liefde uit te beeld. Ons het geoefen om dieper te kyk, om werklik te sien waar en hoe Jesus se liefde lank moed gehou het, waar en hoe sy liefde tot die voordeel van ander gedien het. Nou vir van ons is hierdie dalk nie so vreemd nie, want ons dien graag, ons gee graag. En soos een vrou vertel het, hoe sy ook altyd mense gedien het, geserve het. Maar hoe dit eintlik 'n manier geword het om mense so bietjie op 'n afstand te hou. So wanneer dit kom by ontvang, dan raak ons soms ongemaklik. Maar hoor 'n bietjie hierdie waarheid. Jy kan iets sien, aanskou, sonder om dit te ontvang. Sonder om dit werklik in besit te neem, sonder om dit jou eie te maak. Om te dink, ons kan iets van Jesus se liefde sien, sonder om dit regtig te ontvang. Ons kan dit bewonder, daaroor praat, selfs verander gee, maar steeds leef asof dit nie ook vir ons bedoel is nie. En dalk is dit juis hier waar baie van ons vashak. Ons probeer lief hê, ons probeer geduldig wees, ons probeer, maar diep binne beleef ons self leegheid. My liewe vriendin, ontvang is nie die bonusdeel van transformasie nie. Dis 'n onmisbare deel van die proses. Onthou, jy kan net gee wat jy het. Laat dit bietjie insak. Ons kan net gee wat ons ontvang het. En tog onthou julle, ons het ook al gesels oor liefde wat iets van ons vra. Dis nie effortless nie. Ons weet mos dat niks wat die moeite werd is in hierdie lewe sommer net van self gebeur nie. So vandag kyk ons na 2 groot temas. Effort en ontvang. En dis nie 2 opponente nie, maar is 2 dele van dieselfde proses. Liefde vra effort. Punt. Maar is nie 'n effort wat ons leegtap nie. Inteendeel, dis 'n effort wat ons tot oorlopends toe vol maak. Kom ons lees weer die gedig in 1 Korintiërs 13 en ek wil jou uitnooi om saam te luister, saam te kyk na hierdie eerste 2 gedeeltes terwyl ek dit lees. Wat is die verskille wat jou opval tussen die eerste en die tweede deel? En onthou, in 'n gedig kies die skrywer doelbewus spesifieke woorde, soms ryming, rusposes, ritmes, om iets baie spesifieks te bereik, om 'n dieper verstaan of 'n emosie by die leser te wek. So luister mooi terwyl ek dit vir julle lees. Al praat ek
die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek, en begryp ek alle geheime, en besit ek alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en ek gee my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. In die eerste deel hoor jy amper die uitputting, nê? En. Alles draai rondom wat ek doen, maar dan skuif iets. In die tweede deel word liefde die onderwerp. Nie kyk wat ek alles doen nie, maar kyk hoe lyk liefde. En dis 'n groot verskil. Want in die eerste deel is daar oor en oor die gebruik van die woordjie en. 10 keer in die Grieks. Dis 'n styl wat van die begin van digkuns afkom en vandag verwys ons daarna as polysyndeton. Ja, dis nogal 'n groot woord, nê? Dit beteken 'n opstapeling van dinge. En die effek van hierdie opstapeling is uitputting. Om te dink 'n mens se geestelikheid of dan die uitleef van jou geestelikheid kan 'n uitputtende ding word. Heeltyd ek en heeltyd en. 'n effort wat jou uitput. En baie Christene lewe daar. En hul Christenskap het iets geword wat hulle uitput. Maar hier sien ons teenoor dit 'n ander effort, die liefde. 15 werkwoorde van wat liefde doen en nie doen nie. Maar hierdie effort lei nie tot uitputting nie. Inteendeel, dit lei tot iets wat jou bemagtig. Ek dink aan die uitnodiging van Jesus self in Matteus 11. In die Message parafrase lees ons in verse 28 tot 30. Are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me, walk with me, and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Weer 'n uitnodiging om te aanskou hoe Jesus dit doen en saam met hom te stap en te werk. Walk, work and watch saam met Jesus. Daar's 'n tipe effort wat jou leeg maak en dan is daar 'n tipe effort wat jou vol maak, jou energize. Die een klink soos ek moet beter wees, ek moet harder probeer, ek. En. Maar die ander effort vloei uit verhouding, uit vennootskap. Dis die effort van saam met Jesus journey, saam met die Heilige Gees werk. Dis nie effort om liefde te verdien nie, nee. Dis effort wat vloei uit liefde wat reeds ontvang is. Ons doen mos nou nie hierdie lewe alleen nie, girls. Die Heilige Gees gee die energie vir hierdie uitnemender pad waarna toe hy ons roep. Onthou julle Paulus gebruik die woord energeio. Dis waar ons woord energie vandaan kom. Ons sit die effort in, ja, maar die Heilige Gees gee
die energie daarvoor. In 1 Korintiërs 12 lees ons, dis een en dieselfde Gees wat al hierdie dinge energeio, bewerkstellig. Filippense 2 vers 13 sê, dis hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, energeio, to put forth power. Ons doen die werk, maar God gee die krag. En hier is 'n omgewing waar effort jou nie uitput nie, maar jou bemagtig. Ons doen die werk, ja. Maar dankie tog, die Heilige Gees gee die energie. So ja, die liefde vra effort, maar nie effort wat jou uitbrand nie. En ek dink hier is die belangrike onderskeid. Ontvang staan nie teenoor effort nie, maar dit staan teenoor earning. Teenoor 'n attitude van om dit te verdien of om myself te bewys. Onthou, ons het ook in die vorige sessie hierdie quote van Dallas Willard genoem. Grace is not opposed to effort. It is opposed to earning. Maar hoor hier, earning is an attitude. Effort is an action. Groot verskil. En dis presies waar die Korintiërs gemeente hulself bevind het. Hulle was besig om te probeer uitblink en met mekaar mee te ding oor wie is die mees geestelike? Wie is die belangrikste? Hulle mis die hele punt. Hulle mis die doel. Dis soos iemand ook eendag gesê het. It is not about achieving, but about receiving. Nou, ek dink kom ons pause die video vir 'n paar minute en dan gesels julle saam oor waar in jou lewe voel liefde dalk op die oomblik meer soos uitputting as lewegewend of bemagtigend. Waar probeer jy dalk uit jou eie krag om byvoorbeeld meer geduldig te wees, om alles en almal bymekaar te hou en dan nog natuurlik met die Jesusgesindheid ook. Om goed te wees vir ander en die liefde te leef. En hoe sal dit lyk om saam met die Heilige Gees te werk, eerder as om alles alleen te probeer doen? Julle kan sommer so 2-2 of 3-3 na mekaar toe draai en dan gesels julle lekker saam. Ek glo julle girls kon lekker met mekaar share en stories uit julle eie lewens deel. Nou, soos wat ek vroeër genoem het en ons baie goed weet. Ek en jy, ons kan net gee wat ons het. Jy kan nie liefde uitleef wat jy nooit self ontvang het nie. Wat beteken ontvang regtig? Ontvang beteken om in besit te neem, om iets jou eie te maak, om dit in te neem. Nie net ek weet God is liefde nie, of ek weet van sy liefde nie, maar ek ontvang sy liefde vir my. Ek leer ken, ek word bekend met sy liefde. Ek laat toe dat sy liefde in my hart land. Nie kom kuier nie, settle. Jesus se eerste woorde na sy opstanding was nie, gaan doen nou meer nie. Dit was vrede vir julle. Ontvang die Heilige Gees en hy het oor sy disippels geblaas. Dis amper soos asemhaal. Jy kan nie aanhou uitasem as jy nooit inasem nie. Maar baie van ons leef so. Ons gee, ons help, ons organiseer, ons dien. Ons hou almal en alles bymekaar. Ons maak selfs lysies vir almal anders se lewens. Nie alle mamas. Maar om te ontvang, dis waar ons bietjie awkward raak. En eventually voel ons moeg en leeggetap. Anne Voskamp het gesê, Harry empties the soul. Die ritme van die koninkryk, the unforced rhythms of grace, is ontvang en dan gee. Inasem en dan uitasem. Word liefde en dan wees liefde. Om eers God se liefde vir onsself te ontvang is nie opsioneel nie. Dis noodsaaklik
Ons sien dit in 1 Johannes 4 vers 19. Ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Dalk wil jy net vir 'n oomblik saam met my oor hierdie dink, terwyl jy diep inasem en dan uitasem. Kan jy voel hoe gemaklik voel uitasem nou? Teenoor moet uitasem, maar jy het nie ingeasem nie. God vra nie dat ek en jy uit 'n leë koppie moet gooi nie. Hy sê, bring jou koppie na my toe. Want wanneer die koppie oorloop, vloei dit natuurlik oor in die piering. Ons gee mos nie om vol te word nie. Ons gee omdat ons vol is. Omdat die Heilige Gees God se liefde in ons harte uitgestort het, Romeine 5. En dis die hoop wat nie teleurstel nie. Wat ons nie moeg of uitgeput maak nie. Ek dink kom ons pos gou weer en dan gesels ons weer 'n bietjie saam oor wat beteken dit vir jou om nie net van God se liefde te weet of te leer nie, maar dit werklik te ontvang. Is daar dalk 'n aspek van sy liefde wat moeilik is vir jou om te glo of in besit te neem om dit jou eie te maak? Waar bedien jy dalk almal anders, maar self sukkel jy dalk om dit te ontvang? Julle kan weer sommer so 2-2 of 3-3 na mekaar toe draai en dan lekker daaroor gesels. Dames, ek glo julle het weer lekker saamgesels. En dis juis in die gesels, in die saamwees, dat liefde al hoe meer 'n landingsplek in ons lewens kry. Hoor hoe mooi sê vers 17 van Efesiërs 3 dit in die Passion parafrase. Then, by constantly using your faith, the life of Christ will be released deep inside you, and the resting place of His love will become the very source and root of your life. Ek love daai beeld. Ons, the resting place van God se liefde. Onthou nie dames, terwyl ons so oor ontvang praat, ons staan reeds in die volheid van God se liefde en genade in Christus. Ons probeer nie liefde verdien nie, ons probeer ook nie by God uitkom nie. In Christus het hy reeds na ons toe gekom. Ons het in daardie sin reeds al God se liefde ontvang. Maar dan sien ons in Efesiërs 3, Paulus bid vir mense wat in Christus is, en hoor wat bid hy. Sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken. Met ander woorde, daar is altyd nog dimensies en dieptes van sy liefde om te ontdek. Nog dieper plekke waar sy liefde wil land. En hoor mooi, saam met al die heiliges, nie alleen nie, saam. Van die Heilige Gees wil nie net individue bemagtig om liefde te ontvang nie. Hy bou 'n liggaam, hy vorm 'n familie, hy skep 'n beeld van homself in hierdie wêreld. Dis ons. Kom ons dink net gou weer in die konteks van Korinte. Wat was die issue? Onthou julle, dwars deur die brief praat Paulus oor die verdeeldheid in die gemeente. As ons kyk na die werkwoorde wat Paulus gebruik om die liefde te beskryf in 1 Korintiërs 13 in die gedig, wat let jy op? Al 15 hierdie werkwoorde doen eintlik een ding. Dis alles aksies wat eenheid onder mense bou en beskerm. Dink bietjie, hoe bou eenheid as ons lank moet hou met mekaar? Hoe koester ons eenheid wanneer ons regtig omgee vir mekaar, uitkyk vir mekaar? En hoe breek dit nie eenheid af as daar jaloesie is of as mense boekhou van die kwaad nie, of al eie belang najaag nie?
die Heilige Gees wil ons bemagtig om saam met hom te werk, om eenheid onder mekaar te bou en te koester. Dink bietjie aan wat Paulus in Efesiërs 2 sê. Ons is sy maaksel. Die Griekse woord is poema. Dis waar ons woord poem of gedig vandaan kom. Dames, ons is saam God se gedig. Nie ek 'n gedig en jy 'n gedig en jy 'n gedig nie. Nee, saam is ons sy gedig. Jy's dalk een woord, iemand anders dalk 'n ander woord. Jy's dalk 'n uitroepteken en ek 'n punt, 'n sagte ruspose. Maar saam vorm die Heilige Gees iets baie mooi. Om wat te doen? Kom ons kyk in die tweede gedeelte van Efesiërs 2 vers 10. Ons is immers sy maaksel, sy gedig, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. En dis presies wat liefde doen. Hierdie liefde van 1 Korintiërs 13 gaan nie net oor ek en Jesus nie. Dit gaan oor hoe die Heilige Gees ons saamvorm en saambind en saam laat groei om liefde te word en te doen. En waar dit gebeur, daar is God se krag aan die werk. En dis nie 'n effort wat uitput nie, nee, dis 'n effort wat energise, effort wat lewe bring, huise en werksplekke en omgewings verander, transformeer. So dames, ons ontvang nie net alleen nie. Onthou julle die woord koinonia, in gemeenskap. Dit beteken om deel te hê aan mekaar se lewens. Die Heilige Gees werk baie keer deur mense. Onthou, ons is kanale van genade, waardeur die gawes van die Heilige Gees vloei en werk. En soms ontvang jy God se liefde deur iemand se storie, of iemand se gebed, of deur iemand wat na jou sit en luister. Deur iemand wat jou dalk herinner aan God se vaderhart vir jou. Iemand wat jou bedien met 100% waarheid en 100% genade. En ek wil sommer die beeld van 'n sponsie gebruik. Ons weet almal, 'n spons absorbeer mos alles waarin dit geweek word. En wanneer jy hom dan druk, dan kom net uit wat reeds binne-in is. Dis ook waar van ons. Ons absorbeer elke dag baie goed. Baie stemme, baie opinies, dalk prestasie, vergelyking, vrees, stres, of die teenwoordigheid, die liefde van Jesus. En daarom is koinonia, gemeente wees, journey groepe so belangrik, want wie en wat rondom jou is, vorm jou. Saam met wie aanskou jy Jesus? Saam met wie ontvang jy sy liefde? Want eventually kom dit wat ons die heel tyd absorbeer uit ons uit, nê? Kom ons raak net vir 'n paar oomblikke stil voor die Here. Jy hoef nou niks uit te probeer figure nie. Jy kan net wees. Dalk wil jy jou oë sluit en eenvoudig vir die Heilige Gees vra, watter deel van u liefde wil u vandag dieper laat land in my? Watter liefdewoord uit 1 Korintiërs 13 voel soos 'n uitnodiging vir jou? Dan ook, waar voel jou hart dalk moeg of droog? Gesels net vir 'n oomblik met Jesus, sommer net daar by jouself.
Vriendin, ons gaan nou geleentheid gee om saam met mekaar te aanskou en te ontvang. In julle groepies gaan die fasiliteerder stadig die liefdewerkwoorde weer lees. En terwyl julle luister, vra die Heilige Gees, watter woord herinner my aan hoe Jesus my liefhet? Watter woord voel soos 'n uitnodiging in hierdie seisoen? En dan, nadat julle met mekaar gedeel het, bid 'n eenvoudige gebed vir mekaar. Iets soos, Heilige Gees, help haar om u liefde in hierdie area van haar lewe te ontvang, te omhels en besit te neem. En onthou, God gebruik dikwels mense om sy liefde tasbaar vir ons te maak. En daar is geen regte of verkeerde manier nie. Ons hoef nie te perform vir God se liefde nie. Ons skep net spasie. En ons maak net ruimte vir Jesus se liefde om in ons harte en in ons lewens te land. Kom ek bid vir ons en daarna kan julle verder saamgesels en mekaar bedien. Here Jesus, dankie dat ons God se groot liefde in U kan aanskou. In die manier hoe U lank en sagmoedig is. In U compassion teenoor mense. Hoe U vergewe en nie boekhou van die kwaad nie. Dankie dat U nooit net vir ons gesê het om harder te probeer nie, maar dat U ons nooi om te ontvang. Heilige Gees, dankie dat U die een is wat ons bemagtig. Dankie dat ons nie hierdie lewe alleen hoef te leef nie. Waar ons moeg geraak het van self probeer, waar ons liefde uit ons eie krag probeer leef het, bring vandag weer rus vir ons siele, Here. Leer ons the unforced rhythms of grace. Here, U weet ons leef soms op uitasem mode. Ons gee soveel van onsself as vroue. Ons probeer sterk wees vir almal rondom ons. Maar ons vergeet dikwels om self te ontvang. En daarom vra ons U vandag, laat U liefde weer diep in ons land. En nie net in ons denke nie, maar in die diepste plekke van ons hart en wese. Kom wys weer vir elke vrou hoe U haar liefhet sonder enige prestasie. En Here, dankie dat U ons saamweef as vriendinne, saam vorm as U liggaam, saam leer om die dieper dimensies van die liefde te ontvang en uit te leef. Here, maak ons lewens die rusplek van U liefde. May it be the very source and root of our lives. Heilige Gees, soos ons nou verder saam luister en deel en vir mekaar bid, bedien elke hart. Geef ons sagte harte om te ontvang, sagte oë om ook Jesus in mekaar raak te sien. Ons gee vir U hierdie oomblik, Here. En ons maak spasie vir U liefde om in ons te land. In Jesus se naam. Amen.